Goeiemôre broers en susters. Baie welkom vanmôre. Is lekker om almal van julle te sien. Ek vertrou dat jy 'n mooi week gehad het. Dat ons weet ook die koue is op pad, ons kan dit voel. En mag ons almal ook 'n wonderlike wintertyd hê wat voor lê. Dit is altyd wonderlik as die seisoene aangaan, wat 'n mens herinner, niks bly dieselfde nie, maar alles keer weer terug soos ons dit ken. En altyd as die winter so kom en dit begin so herfs raak en dit begin so koud raak, dan dink ek altyd aan die lewensseisoene ook. Soos die seisoene kom en gaan, kom die goeie tye en ook die moeilike tye in ons lewe. En dit gee mense altyd hoop om te weet dat die Here daar is en ons deur die goeie tye en ook deur die moeilike tye sal bystaan. En daarom mag sy woord ons versterk vanmôre. Mag sy woord wat ons bestudeer vanmôre vir ons hoop gee en krag gee en versterking. Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal daar vir my hulp kom? Here, met hierdie woorde wil ons vanmôre elke instansie en elke individu en elke familie wat op ons gebedsversoeke is, aan U kom opdra. Daar is vir mense wat vanmôre vra, waar sal my hulp vandaan kom? En Here, as ons vanmôre saam met hierdie mense en hierdie families kom bid, wat ook voel, ek kyk op na die berge en sal vra, waar wil my hulp vandaan kom? Here, ons wil vanmôre by U die antwoord kom soek. Ons wil vanmôre by U kom sit, ja Here, en vra, bring U vir ons die hulp en die uitkoms. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, die Here groet U vanmôre en hy sê vir U, genade en vrede vir julle van God ons Vader, deur die liefde van ons Here Jesus Christus en deur die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons begin met 'n pragtige loflied ook vanmôre, ons erediens. Kom ons staan lied 214, is 3 kort verse. Here, ons sal U loof, U weldade roem. Dis 'n belangrike lied vanmôre in ons voorbereiding vir ons teksgedeelte. Ons gaan vanmôre lees uit die roeping van Petrus uit in die boek Lukas. En deel daarvan is om te sê, Here, ek wil U loof. Want die vraag kom vanmôre, hoe loof ek die Here? Wat beteken dit as ek sing vanmôre, Here, ek wil U loof? Hoe lyk hierdie lof aan die Here? So kom ons staan, lied 214, vers 1, 2 en 3. Het jy al ooit gewonder, broers en susters, waarom lees ons die wet van die Here Sondagoggende in die erediens? Baie keer raak dinge vir ons 'n gewoonte. Hoe meer mense ding doen en hoe meer gereeld jy dit doen, hoe meer raak dit 'n gewoonte. En baie keer voel dit vir my, as ons die wet van die Here lees, dan word dit net 'n gewoonte. Ons hoor dit, maar dit het nie meer die impak op ons lewe wat dit behoort te hê nie. Die rede waarom ons die wet van die Here in die erediens lees, dis deel van wat ons noem die liturgie. 'n Deel daarvan is juis om ons tot stilstand te bring, sodat ons bewus kan word van ons skuld en ons sonde voor die Here. Sodat ons kan besef wat genade is. En as ons vanmôre die wet van die Here lees, en ek wil die samevatting daarvan lees, dan is daar 'n direkte aansluiting by ons teksgedeelte vanmôre. Want as jy besef wat die genade is, dan besef jy wat die Here van ons vra oor dankbaarheid en liefde. Dan besef ons vanmôre waarvan het die Here ons vrygemaak, maar ook nou waartoe roep hy ons. Want as die Here ons verlos uit 'n sondige lewe uit, roep hy ons na 'n heilige lewe toe.
En daarom wil ek vanmôre die wet van die Here lees. En ek wil vir jou vra, hoe kosbaar en met hoeveel erns hoor jy vanmôre hierdie wet? Lees jy hierdie wet uit gewoonte uit vanmôre saam met my? Sny jy af? Of het hierdie wet vanmôre 'n impak en 'n invloed in jou lewe? Meneer, vra die wetgeleerde vir Jesus, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dis die maklike deel van die wet. Om die Here jou God lief te hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag en jou hele verstand. Broers en susters, dis die maklike deel van die wet. Maar dan gaan Jesus aan, hy stop nie daar nie. Hy sê dit is die grootste en die eerste gebod. Maar die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En ek wil hê jy moet vanmôre vir 'n oomblik daaroor dink. Het jy jou naaste so lief soos jouself? Vergewe jy jou naaste soos wat jy hulle behoort te vergewe? Hoe lyk jou verhouding met die mense rondom jou? Geen nou 'n paar oomblikke van stil gebed. Leeg, net met my sonde las. Here, hou ek u verdienste vas. Ek kom om vergewing vra. U het ook my skuld gedra. U, geslaan tot heilsfontein, was my heiland, maak my rein. Terwyl ons so sit, as skuldbelydenis vanmôre, Lied 239 vers 3. Jy kan ons die Bybels oopmaak, ons skriflesing vanmôre kom uit Lukas uit. Lukas hoofstuk 5 vanaf vers 1 en is op bladsy 84 in my Bybel. Lukas hoofstuk 5 vanaf vers 1, bladsy 84 in my Bybel. Kom ons bid saam. Ons Here God, hoe wonderlik is dit vanmôre om in die teenwoordigheid te kan stil word. Ja, Here, ons voel vanmôre die buite in die lig. Ons voel hierdie afgelope 2 weke hoe die winter besig is om nader te kruip. En Here, ons kry al klaar koud en ons weet 'n koue winter lê vir ons voor. Maar dankie Here dat U by ons is. Dat ook die wisseling van seisoene ons herinner dat die lewe nooit dieselfde bly nie, maar U bly konstant. Al wissel die somer na herfs, Here weet ons die somer is weer op pad. En Here, al is ons partykeer in die middel van die winter, ook in ons lewens, weet ons die lente is om die draai. En daarom as ons vanmôre by mekaar is, Here, is hier baie mense wat vanmôre worstel met kommer in hulle harte, wat dalk in die herfs of in die winterseisoene van hulle lewens is. En ek wil vra, Here, dat U ons sal dra, dat U ons vanmôre sal herinner dat U by ons is, ook in die herfs en in die winter en in die koue, maar Here, dat U ons ook weer sal lei na die lente, na die somer. Belofte in Psalm 23, die Here is my herder, U laat my rus by groen weivelde, U bring my by waters waar daar vrede is, ook al stap ek deur die dal van doodskaduwee. Dankie dat ons vanmôre daaraan kan vashou. Here, ons wêreld is onstuimig. Elke oggend staan ons op met wolke van oorlog, en dit maak ons bekommerd, Here. Ons wil kom bid, lei ons in hierdie tyd. Lei die leiers van die wêreld met wysheid, Here. Ons begeer vrede. En Here, dit kom van U af. En daarom bid ons vir die onstuimigheid in ons wêreld vandag. En vra Here dat U mense met wysheid ook sal seën. Ons weet nie wat reg en verkeerd is nie. Ons weet nie wat goed en sleg is nie, maar U weet. En daarom Here, mag die mense wat aan 'n verantwoordelikheid is en in hierdie posisies is, met goddelike wysheid optree.
Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons skriflesing vanmôre kom uit Lukas hoofstuk 5 uit, vanaf vers 1. Ek onthou broers en susters, ek het 'n hele paar jaar terug hierdie teksgedeelte ook gelees en dit het hierdie week my op 'n diep manier getref en ons gaan 'n bietjie kyk hierna. Maar ek lees graag vir ons Lukas hoofstuk 5 vanaf vers 1. Op 'n dag, toe Jesus langs die Genesaretmeer staan en die skare vorentoe beer om die woord van God te hoor, sien hy 2 skuite aan die kant van die meer lê. Die vissers het uitgeklim en was besig om die nette uit te spoel. Jesus klim toe in een van die skuite, die een wat aan Simon behoort, en vra hom om dit 'n entjie van die oewer af weg te stoot. Nadat hy gaan sit het hy die skare van die skuit af geleer. Toe hy klaar gepraat het, sê hy vir Simon: "Vaar uit na die diep water toe en gooi julle nette uit om te vang." "Meneer," antwoord Simon, "ons het die hele nag deur geswoeg sonder om iets te vang, maar op u woord sal ek die nette uitgooi." En toe hulle dit doen, het hulle so 'n groot klomp vis gevang dat hulle nette wou skeer. Hulle wink toe vir hulle maats in die ander skuit om te kom help. Hulle het gekom en albei die skuite so vol gemaak dat hulle amper gesink het. Toe Simon Petrus dit sien, val hy voor Jesus se knieë neer en sê: "Gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens." Hy en almal wat saam met hom was stom verbaas oor die groot klomp vis wat hulle gevang het. Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, wat saam met Simon gewerk het, was net so verbaas. Toe sê Jesus vir Simon: "Moenie bang wees nie. Van nou af sal jy mense vang." En nadat hulle die skuit op die strand getrek het, het hulle alles net so laat lê en sy volgelinge geword. Ons skriflesing vanmôre is sover en ons tema vanmôre is dieper waters. Nou ek onthou 'n paar jaar terug het ek die voorreg gehad om uitgenooi te wees so deel van 'n studiegroep wat na 'n kongres toe gegaan het, 'n gereformeerde kongres in Amerika. Dit was vir my 'n wonderlike ervaring gewees. Maar ek onthou die aand voordat ons teruggekom het, die kongres was klaar gewees en die gasheer wat ons oorgevat het, vat ons toe na 'n hotel toe of na 'n restaurant toe in Amerika. Nou broers en susters, ek moet vir julle sê, dit was nogal 'n lanie ervaring in my lewe gewees. Dit was nogal iets om te onthou. En hy vat ons toe na hierdie deftige restaurant toe. En ons as groepie Suid-Afrikaners het daar lekker gesit en eet en ons het lekker saam gekuier. En toe dit verby is, het die gasheer besluit hy betaal vir ons die ete en hy het sy kredietkaart uitgehaal en hy het die ete betaal. Nou, ek sal nooit in my lewe vergeet wat ek daardie aand geëet het nie en ek sal nooit seker weer in my lewe die kans kry om dit te eet nie. Ek het bisonsteak geëet. Dit was ongelooflik lekker en soos goeie Suid-Afrikaners het ons lekker geëet en ons fokus was op vleis gewees, maar daar het oorgebly. En toe van die mense in ons groep besluit toe hulle wil 'n doggy bag huis toe vat. En so vra hulle toe vir die kelner om vir ons bakkies te bring en hulle kry toe 'n doggy bag. En ons stap toe uit, maar op hierdie bisonsteak was daar hierdie geweldige lekker knoffelsous gewees. Dit was net ongelooflik lekker. En een van die ouens in die groep vra toe vir die kelner: "Kan hy nie 'n bietjie van hierdie knoffelsous kry om saam met sy doggy bag huis toe te vat nie?" En 'n mens kan duidelik sien die waiter was so 'n bietjie geïrriteerd gewees en sommer so half nors sê hy dit sal $1 wees. En ek onthou nog ook by myself gedink het, ene ou, ons het nou net 'n groot rekening betaal. Ons het nou net 'n oordentlike tip vir jou gegee. Nou is jy finietjie oor $1. En ek onthou nog ek is krapperig daaroor, maar die gasheer sonder om 2 keer te dink, haal sy kredietkaart uit, en ek dink toe by myself, al hierdie moeite vir $1, maar niemand van ons het kontant in elk geval nie, en hy haal sy kredietkaart uit, en hy tap hom in my oog vang, dat hy betaal die $1, maar hy gee 'n $10 tip, is R200 vandag. En ek dink by myself, hierdie ou verdien dit nie. En ons stap toe uit, en toe ons eentjie weg is, toe vra ek vir die oom, wat die gasheer is, oom, wat gaan nou hier aan? Hoekom gee oom vir hierdie ou 'n $10 tip op 'n $1 rekening? Hy verdien dit glad nie. So kortrige oomietjie. En hy kyk my so en hy sê vir my, Rian, ek gaan nie toelaat dat daardie man se ingesteldheid my waardes beïnvloed nie. My handelinge in die lewe hang nie af van ander mense nie.
Ek pas nie my standaarde aan by ander mense standaarde nie. En toe sê hy iets wat my gedagtes en my brein in 'n ander rad insit. Hy sê, Rian, as Christen is ek nie in die lewe geroep om goed met goed en sleg met sleg te vergeld nie. As Christen is ek in die lewe gekies en geroep om op Jesus se standaarde te lewe. Daarom pas ek my nie aan by ander mense se standaarde in my nie. Ek vergeld nie goed met goed en sleg met sleg nie, want ek het reeds die jackpot van die ewige lewe getref. Jesus het my gegee, Jan, wat ek nie verdien nie. En daarom, ek is geroep om op die standaarde van Jesus te leef. Broers en susters, dit het my so 'n bietjie gevloor. Ek sal dit nooit in my lewe vergeet nie, die $10 tip op 'n $1 rekening. Want ek pas my nie aan by ander mense se standaarde nie. Ek leef op Christus se standaarde. En vanmôre kyk ons in die woord na Petrus se roeping. Jesus wat by Petrus kom en heel moontlik as 'n mens hierdie gedeelte lees, het Petrus al te doen gehad met Jesus. Maar in hierdie gedeelte kom Jesus en hy roep vir Petrus en hy sê, Petrus, kom volg my. Petrus, kom saam met my na die dieper waarde toe. Petrus, ek roep jou tot 'n hoër vlak van lewe. My standaarde, Petrus. En dit is waarna ons vanmôre gaan kyk. En ek wil hê, kom ons begin met die eerste punt vanmôre en ek noem die eerste punt dieper water vanoggend. Nou, ons gaan so 'n bietjie hierdie teksgedeelte saam lees, maar wat net belangrik is van die agtergrond, is as 'n mens hierdie gedeelte lees, dan sien 'n mens dat Jesus nou al 'n paar keer gepreek het, dat hy nou al 'n paar keer opgetree het en dat mense al Jesus begin ken het. So oral waar Jesus gekom het, oral waar hy gaan preek het groot skares mense Jesus al begin volg. En hier lees ons dit. Op hierdie dag toe Jesus by die Genesaret meer kom, is daar so baie mense dat hulle hom eintlik so 'n bietjie uitskuif en hy so op die oewer van die meer moet gaan staan. Nou hier gebeur 'n klompie goed en ek weet nie of jy dit raak gelees het, maar ek wil hê ons moet so 'n bietjie kyk want hier's diep waarhede. Ek wil amper sê diepe goud en minerale wat ons in hierdie eerste paar verse vanmôre moet raak lees en uithaal. Nou ek gaan so 'n bietjie vers vir vers hierdie eerste punt van dieper water saam met julle lees. Nou eerste begin Lukas 5 en hy sê, op 'n dag toe Jesus langs die Genesaret meer staan en die skare vorentoe beer om die woord van God te hoor. Dit is baie interessant. Ja, ek wil net hier 'n aantekening maak. Die skare het nie gekom vir 'n show nie. Dit is baie interessant. Ek wonder baie keer, wat dryf mense en gelowiges vandag? Wat is dit wat gelowiges kerk toe bring? Wat ons maak sekere video's op YouTube en Instagram en TikTok kyk oor die kerk. Wonder baie keer of dit ons as kerk van die Here, en ek praat van die breë kerk, nie 'n verbruikersmentaliteit begin ontwikkel nie. Jy weet, ons verbruikersmentaliteit is, ons is verbruikers in hierdie lewe. Ons betaal vir iets en ons gebruik dit. En ek wonder of godsdiens nie, en ons gaan nou weer daarby kom, ook half 'n verbruikersmentaliteit geword het nie. Want hier lees ons, hierdie skare kom vir een doel na Jesus toe. En dis om die woord van God te hoor. Nie om emosioneel opgesweep te word, of om 'n feel-good teologie te hoor, of 'n welvaartsgodsdiens nie. Hulle kom na Jesus toe om die woord van God suiwer in hulle harte ingesny te hoor. En dan lees ons die volgende, vers 2. Hulle het gekom om die woord van God te hoor. Hy sien toe 2 skuite aan die kant van die meer lê. Dis Jesus, hulle stoot hom nou uit en hy staan hier op die Genesaret meer se oewer en dan sien hy 2 skuite lê. Nou hierdie 2 skuite, dis baie spesifiek wat Lukas dit noem. Want hierdie 2 skuite simboliseer iets baie belangriks in jou en my lewe. Kom eintlik neer op 2 keuses. 1, die skuit simboliseer jou lewe. En die vraag is jou lewe, jou huis, vir Jesus aantreklik genoeg, of oop genoeg,
om te sê, in hierdie skei wil ek inklim. Want Jesus sien 2 skeite. Hy besluit om in een skei te klim en 'n mens wonder altyd hoekom het hy nie in die ander een geklim nie. En dit gaan daaroor om die leser vir jou en vir my te vra, liewe leser, is jou lewe toeganklik genoeg vir Jesus om in daai skei te wil klim? Om in jou huis tuis te voel, om in jou hart en in jou lewe tuis te voel. Dit waarmee jy jou besig hou, dit waar jy gisterand was, hoe jy en jou vriende gisterand gekuier het, is dit die skei waarin Jesus saam met jou in die lewe wil vaar? Of is hierdie ander skei eintlik die een waarin hy nie saam met jou sal klim nie? En dan lees ons aan. Hy het 2 skeite aan die kant van die meer sien lê. Die vissers het uitgeklim en was besig om die nette uit te spoel. Nou dit was 'n algemene gebruik. Nadat jy jou visse gevang het die aand, het jy jou nette skoon gemaak. Maar nou moet jy onthou, Simon Petrus hulle het die vorige aand niks gevang nie. So hulle het die hele aand deurgewerk. Dit moes 'n verskriklike slegte ding gewees het om daai nette skoon te maak. Hulle het niks vis gevang nie, maar nog steeds moet hulle hierdie nette skoon maak. En hulle moet dit doen, broers en susters, om in die eerste plek seker te maak dat die gras wat aan die onderkant van die nette vassit, nie vrot nie. Hulle moes seker maak dat hierdie nette skoon genoeg is om die volgende keer weer te kan vang, en dan moes hulle herstelwerk doen. Maar dis so half die grinding van die lewe, die dissipline van die lewe. As jy nie jou nette skoon maak nie, gaan hulle vrot. En is amper asof Jesus hier in Simon Petrus so normale gang van die lewe ingaan. Is amper asof Jesus hier 'n lig wil skyn om te sê, doen alles wat jy in die lewe doen. Ook die eenvoudige goed van die lewe, van die alledaagse, doen dit oordentlik. Want Petrus hulle kon heel moontlik gesê het, weet jy wat, ons wil nou gaan slaap, kom ons los hierdie nette vir later. Maar Jesus vind hom waar hy besig is om die daaglikse roetine goed, niks geestelik nie, effektief en deeglik te doen. Sal nooit vergeet nie, iemand het eendag vir my 'n geskenk gegee wat een van die waardevolste boeke op my rak is. Die boek se naam is The Encore Effect. Dit is nie 'n dik boek nie, is 'n dun boekie, het ook nie baie stof in hom nie, maar daar's een beginsel in. En die beginsel van die boekie is, doen alles in jou lewe met soveel oorgawe en so deeglik, dat mense nog wil hê, en nog wil hê. As iemand vir jou vra, tel vir my daai blikkie op. Wie is die beste blikopteller wat daar kan wees? Doen alles wat jy in jou lewe doen, so deeglik, dat mense 'n encore effek wil hê. En dis wat Jesus hier sê met die nette. Maar hy gaan nog verder aan. Hy sê hulle was besig om die nette uit te spoel. Hulle het die alledaagse gedissiplineerd en deeglik gedoen. En dan klim Jesus in een van die skeite wat aan Simon Petrus behoort. Jesus weet watter skeit Simon se is. Jesus weet presies, dis Simon Petrus se skeit, en ek moet vandag saam met Simon in hierdie skeit klim. Want jy sien, Jesus ken jou. Jesus weet wat jou naam is. Jesus weet wat jou gawes en jou talente is. Jesus weet waarvoor jy geskep is in hierdie lewe. En dit is waarom hy pertinent in Simon se skeit klim. Want Jesus het vir Simon nodig. En dan gebeur iets interessants. Hy klim in die skeit wat aan Simon behoort en vra hom om dit 'n entjie van die oewer af weg te stoot. Nou broers en susters, dis nie 'n baie groot ding wat Jesus hier vir Simon vra nie. Hy vra eintlik vir hom 'n klein gunsie. Hy sê, Simon, ek het eintlik net 'n klein gunsie van jou nodig. Ek het net ietsie kleins van jou nodig, Simon. Nou broers en susters, Simon Petrus kon baie maklik verskonings uitgedink het. Soos ek reeds gesê het, hy kon gesê het, Here, ek wil huis toe gaan. Ek is moeg, ek is nag, ek is koud. Ons is besig met die nette. Here, ek is geïrriteerd. Los my. Daar's 'n ander skeit, vat hom. Maar jy sien, die Here toets Simon se geloof met 'n klein dingetjie. Baie klein dingetjie. Simon, dit gaan nie veel van jou vat nie. Dit gaan ook nie lank vat nie. Kom ons gaan net so entjie weg. In die oomblik toe Simon gehoorsaam is, toe kan Jesus begin om die evangelie aan ander mense te verkondig. Want jy sien, jou gehoorsaamheid aan Jesus, jou gehoorsaamheid aan God, vorm die kanaal waarin die genade van God na ander mense vloei.
En dis hoekom hierdie klein daad van gehoorsaamheid van Simon Petrus so geweldig belangrik is. Want Simon kon verskonings uitgedink het, en ek wonder baie keer, wat is ons verskonings? Wanneer die Here jou roep vir klein dade van genade, van random acts of kindness teenoor ander mense, van hierdie onverwagse goedheid teenoor ander mense, wat is ons verskonings gewoonlik? Daai klein stukkies gehoorsaamheid, wanneer die Here dit op jou hart lê. Ons is gewoond aan allerlei verskonings uitdink. En dan die kern van hierdie eerste punt. Nadat hy gaan sit het, het hy die skare van die skei af geleer. En dan vers 4. Toe hy klaar gepraat het, sê hy vir Simon, Simon, vaar uit na die diep water toe. Simon, dis nou tyd dat ek en jy diep water toe gaan. Simon, dis nou tyd dat ek en jy praat oor 'n dieper toewyding aan my. Dis wat hier gebeur. En ek wonder vandag, is dit nie dalk hoekom die Here jou op hierdie koue Sondagoggendmôre hiernatoe gebring het nie? Wil die Here nie dalk vir jou kom sê, kom klim saam met my in die boot. Dis tyd na ons na dieper geloofswaters toe vaar. Dis tyd dat ons na 'n dieper toewyding en 'n dieper navolging toe vaar. Want wat interessant is, ek dink nie die verskil dat hulle die nette aan die ander kant van die boot uitgegooi het 'n groot verskil gemaak nie. Ek dink nie die rede waarom Simon Petrus hulle die vorige aand niks vis gevang het, is omdat hulle die nette aan die verkeerde kant van die boot uitgegooi het nie. As ek hierdie gedeelte lees, dan lyk dit vir my, hulle het geen vis gevang nie, omdat hulle die aand in die vlakwater vis gevang het. En toe Jesus kom en hy sê, Simon Petrus, kom ons vaar na die diep water toe, dis toe dat hulle die voedsel vir die siel begin vang. Want let op wat gebeur net in die volgende vers. Hy sê vir hom, hoor hoe antwoord Petrus hom, hy sê vir hom, meneer, antwoord Simon hom. Want Simon is nog in die vlak water van sy verhouding met die Here. Simon is nog in hierdie vlak verhouding met Jesus Christus, en hy praat van hom as meneer. En dan later gaan ons by hom kom, toe hulle die vis uittrek, toe hy saam met Jesus in die diep water is, en hy trek hy net uit, ewe skielik, verander meneer in Here. Want jy sien is wanneer jy saam met Jesus in die dieper verhouding ingaan. Dis wanneer jy saam met Jesus in die dieper toewyding ingaan, wanneer Jesus nie meer net vir jou meneer raak nie, maar wat 'n Here raak. En daarom is die eerste vraag vanmôre. Word jy nie dalk geroep vanoggend om saam met Jesus dieper water toe te vaar nie? Staan hy nie dalk vanmôre voor jou en sê, "Dis tyd. Kom ons vaar na dieper geloof, dieper vertroue, dieper navolging." Ons kom by die tweede punt. 'n Groter nederigheid. En nou spring ek 'n paar verse aan. Vers 8. Petrus het nou die net uitgegooi, uitgehaal, hy het sy pelle nader gewink, en dan lees ons in vers 8. Toe Simon Petrus dit sien, val hy voor Jesus se knieë neer en sê, "Gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens." As mense die eerste keer lees, dan klink net vreemd. As jy die eerste keer lees en 'n mens lei af, soos ek gesê het, Petrus het al voorheen met Jesus te doen gehad, hy het gehoor van sy prediking, hy het dalk al met Jesus gepraat, maar ewe skielik vang hy hierdie vis, en die eerste ding wat hy vir Jesus sê is, "Gaan weg van my af." En dan wonder jy, hoekom wil Petrus hê dat Jesus moet weggaan? Nou, ek dink nie Petrus wou regtig hê Jesus moet van hom al weggaan nie. Ek dink Petrus besef iets, en hy sê dit hier, "Here, ek is sondig. Here, ek behoort nie in u teenwoordigheid te staan nie. Here, ek is 'n sondaar mens. Gaan weg van my af, want ek is nie waardig om voor u te staan nie." Toe Petrus wil nie die Here weggee nie, broers en susters. Vir die eerste keer in Petrus se lewe besef hy iets. Want jy sien, alle mense in die wêreld, almal van ons, dink dat ons actually waardig is. Ons mense oor die algemeen dink dat, en ons roem daarop, dat ons menseregte het, dat ons geregtig is op sekere goed, dat ons waardig is. In God se oë is jy priceless.
Maar jy sien die oomblik wanneer jy dink jy is waardig, raak jy hoogmoedig. En vir die eerste keer in Petrus se lewe besef hy twee belangrike goed van sy eie waarde. Een, hy besef hoe nodig hy Jesus Christus het. En tweedens, hy besef hoekom hy Jesus Christus nodig het. Want Here, ek is 'n sondaar mens. Daar sal 'n dag kom wat almal van ons van aangesig tot aangesig met Jesus staan. En is dan wanneer ons selfwaarde sal wegkwyn en sal wegsmel. Dis dan wanneer jy op nederigheid op jou knie voor God sal neerval en sê, Here, ek is nie waardig om voor U te wees nie. En dis waarheen Jesus vir Petrus vat. Na 'n diepe nederigheid. 'n Dieper nederigheid. Dis daar waar Jesus vir Petrus heen vat om te besef, Here, al wat ek het is U genade. Want eendag gaan ons voor die poorte van die hemel staan, en broers en susters, as Jesus vir jou vra, Rian, hoekom moet ek jou inlaat hier? Hoekom moet ek jou in die hemel toelaat? Wat gaan jy vir hom antwoord? Gaan jy vir hom antwoord en sê, Jesus Here, ek het die Bybel in my leeftyd 15 keer deurgelees. Gaan jy sê, Here, ek was getrou, ek het elke oggend gebid, ek het elke oggend Bybel gelees. Wat gaan jy antwoord as Jesus vir jou vra, hoekom moet ek jou by die poorte van die hemel inlaat? Die antwoord is baie eenvoudig. Ek hou maar net vas aan die kruis. Here, ek kan maar net hier staan, op grond van die genade en die liefde en die barmhartigheid en die verlossing wat U vir my gebied het aan die kruis. Is dit nie tyd dat ons dalk dieper in nederigheid voor Christus buig nie? Want as ons dalk besef hoekom ons Jesus nodig het en hoeveel ons hom nodig het, gaan dit ons nie dalk bring by dieper water van geloof nie, van toewyding en navolging nie. En dan laastens, 'n hoër vlak van lewe. Karen, kan ek vir jou vra, sal jy vir my, ek het 'n prentjie wat ek vir u wil wys vanoggend. Ek ken die prent van die breë weg en die nou weg. Nou iemand het gegaan en ek weet nie wie's dit nie. En het hierdie variasie daarop gemaak en toe ek dit in die week sien, toe dink ek, wow. Hoe raakvat is dit nie? Ons leef in veral ons Suid-Afrikaners in 'n gelowige tyd. Ons sien elke dag hierdie Christelike boodskapies wat deurkom. Ja. Dis net om die aandag ekstra te fokus. Ons leef elke dag, ons kry hierdie Christelike boodskapies, ons kyk hierdie video's en ons gaan kerk toe. En almal sê, I believe in God, I believe in God. Maar broers en susters, daar's 'n split, daar's 'n vrik in die pad. Dis en I believe in God en I obey God. En dit is waaroor hierdie vraag aan Petrus vanmôre gaan. Want let mooi op, in vers 4, die tweede gedeelte, wat sê Jesus vir Petrus? Hy sê vir Petrus, Petrus volg my, maar dan sê hy, gooi jou nette uit, Petrus. Hy sê, Petrus, nou dat jy my volg, nou is dit tyd om my te gehoorsaam. Nou is dit tyd, Petrus, om te doen dit wat ek vir jou sê. Maar jy sien, ons wil die hele tyd net die Here experience. Ons wil net die hele tyd hê, die Here moet soos 'n dwelmmiddel wees wat ons laat goed voel. Ons moet net die hele tyd hierdie euforiese belewenis hê. En die Here sê, Petrus, volg my. En as jy gaan kyk wat hierdie volg my beteken, en obey my, dan sien jy waar Petrus se lewe heen gelei. Ek wonder baie keer hoe oppervlakkig is ons geloof om te sê, ek glo in God. Op 'n stadium sê die woord vir ons, die duiwels glo dit ook. Die duiwels glo ook in God. Maar die vraag is, gehoorsaam jy hom? Obey jy hom? Daar waar jy alleen is. Daar waar jy gekonfronteer word tussen reg en verkeerd. Ek is nie 'n groot ChatGPT fan nie. Maar ek het gister 'n toets gaan doen. Ek het die volgende ingetik op ChatGPT,
Die van die wat jy weet, dis artificial intelligence, kunsmatige intelligensie. Dis hierdie geweldige stelsel. Ek dink nog nie ons mense het 'n besef oor wat aangaan nie. Dis amper soos 'n selfdenkende rekenaarprogram. Ek weet nie hoe om dit te beskryf nie, maar ek het hom gaan intik. Die volgende. Ek het gevra vir ChatGPT. Ek het gevra ChatGPT, skryf asseblief vir my 'n 30 sekonde lange gebed tot God. In die styl en die teologie van John Piper, 'n teoloog wat ek baie waarde aan heg, tot lof en heerlikheid van God se genade. ChatGPT, skryf asseblief vir my 'n 30 sekonde gebed tot God in die styl en teologie van John Piper, tot lof en heerlikheid van God se genade. En ek druk enter. Broers en susters, dis nie 2 sekondes nie. Spoeg ChatGPT vir my die volgende uit. Hy sê, hier is die gebed, 30 sekondes. O Here van heerlikheid, U is die bron van alle vreugde, die fontein van alle genade. U het ons nie uit plig gered nie, maar uit die oorvloed van die liefde, sodat ons U sou sien, U sou dien en U sou verheerlik tot in ewigheid. Dankie vir genade, wat nie uit ons werke is nie, maar uit U groot barmhartigheid. Laat die kruis altyd ons hoop wees. U woord ons rigting, U gees ons krag. Laat ons lewens U lof besing en mag ons wandel U genade weerspieël. Laat U genade my aanbidding wek. Laat U glorie my lewe dryf en laat alles in my roep. Aan U alleen, o God, behoort al die eer. Amen. Ek kan dit nie skryf. Never in my life. Vraag is dit aanbidding? Ek kan nie hierdie woorde uitdink nie, broers en susters. Die antwoord is nee. Dis 'n masjien. Dis 'n rekenaarprogram. Hoor wat sê die woord van die Here vir ons. In Jesaja 29 vers 13. Hy sê, die Here het gesê, hierdie volk is naby my met die mond. Hulle eer my met wat hulle sê, maar hulle harte is ver van my af. Hulle dien my soos mense dit wil hê, nie soos ek wil nie. As Jesus vir Petrus roep tot 'n hoër vlak van lewe, dan roep hy hom nie tot lippediens nie. Broers en susters, lippediens kan ChatGPT beter doen as enige een van ons. Maar dis nie lof nie. Dis 'n masjien sonder hart, sonder emosie, sonder 'n siel. Jesus roep jou nie tot lippediens nie. Jesus roep jou tot navolging en gehoorsaamheid. En dit is waarom hy vir Petrus sê, Petrus, gooi uit jou nette. Petrus, vaar saam met my na diepe water. Want dit is wat dit beteken as ons in vers 11 lees. En nadat hulle die skei op die strand getrek het, het hulle alles net so laat lê en sy volgelinge geword. Om te volg beteken, jy stap in sy spore. Jy reflekteer sy karakter. Jy gehoorsaam sy wil en sy gebooie. En daarmee sluit ek af vanmôre. Staan die Here nie dalk vanmôre voor jou en sê, vaar saam met my na diepe water. Dieper geloof, dieper toewyding en 'n hoër vlak van lewe. Hoër waardes, hoër moreles, hoër etiek. Moenie aanpas op die standaarde van die wêreld nie. Laat Christus die een wees wat jou standaarde in die lewe bepaal. Amen. Kom ons sluit af.
Ons Here God, mag ons vanmôre U roepstem hoor. Mag ons vanmôre hoor as U vir ons sê, soos U vir Petrus gesê het, vaar vandag saam met my in dieper water in. Mag ons lewe oorgee aan U, Here, om ook met groter nederigheid en eerbied voor U te leef. Om soos Petrus te sê, Here, ek is 'n sondaar, ek is U nie waardig nie, wees my genadig. En Here, mag ons vandag in hierdie boot besluit, dat ons ook ons lewens aan U sal wy, ons gedagtes en ons besluite sal skoei, om U te gehoorsaam. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, kom ons sluit vanmôre af met lied 489 vers 1. Waak Christen staan in die geloof. En dan vers 3. Let baie mooi op die woorde. Beoefen die godvrugtigheid en wees jou medemens altyd tot voorbeeld in jou lewenswandel. Dis waaroor vanmôre gegaan het. Die Here roep ons ook om in lewenswandel vir ander 'n voorbeeld te wees. Jy moet uit liefde teenoor God in opdrag van sy groot gebod uit liefde tot jou naaste handel. Kom ons sluit af, lied 489 vers 1 en vers 3. Toe hy klaar gepraat het, sê hy vir Simon, vaar uit na die dieper water toe. Die genade van God ons Vader en die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u wees en bly. Amen.